Lukas hoofstuk 20 en ons gaan daar lees vanaf vers 9 tot by vers 18. Toe begin hy aan die volk hierdie gelykenis te vertel. 'n Sekere man het 'n wingerd geplant en het aan die landbouers verhuur en vir 'n geruime tyd op reis gegaan. En op die regte tyd het hy 'n diensknegt na die landbouers gestuur, dat hulle hom van die vrug van die wingerd sou gee. Maar die landbouers het hom geslaan en met leë hande weggestuur. En hy het weer 'n ander diensknegt gestuur, en hulle het hom ook geslaan en skandelik behandel, en met leë hande weggestuur. En hy het weer 'n derde gestuur, en hulle het ook hierdie een gewond en uitgedryf. Toe sê die eienaar van die wingerd, wat sal ek doen? Ek sal my geliefde seun stuur, miskien sal hulle ontzag gee as hulle hom sien. Maar toe die landbouers hom sien, het hulle onder mekaar geredeneer en gesê, dit is die erfgenaam, kom laat ons hom doodmaak, sodat die erfdeel ons sin kan wees. En hulle het hom uit die wingerd gewerp en hom doodgemaak. Wat sal die eienaar van die wingerd dan aan hulle doen? Hy sal kom en daardie landbouers ombring en die wingerd aan ander gee. En toe hulle dit hoor, sê hulle, nee, stellig nie. Maar hy het hulle aangekyk en gesê, wat beteken dan hierdie skrifwoord? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Elkeen wat op die steen val, sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. Jesus in die vorige gedeelte het gewys dat hy gesag het, dat hy gesagvol is. Die vraag aan Jesus in daai vorige gedeelte was, deur watter gesag doen hy hierdie dinge, die ding van die tempel te reinig, die mense uit te dryf, sodat dit 'n huis van gebed is, en dan het hy nog ook die mense gaan leer daar by die tempel, en dan vra die fariseërs of die skrifgeleerdes in hierdie gedeelte, die owerpriesters en die ouderlinge, want hulle vra dit, want hulle wil weet, maar hoekom doen Jesus hierdie goed? Dis natuurlik, Jesus het hulle harte ontbloot, deurdat hy toe nou vir hulle gevra het, maar deur watter gesag het Johannes die doper gedoop? Wie het hom gestuur? Hoekom het hy opgetree soos wat hy opgetree het? Want onthou, die geestelike leiers het nie Johannes die doop erken nie. So hulle wou sê natuurlik dat Johannes die doper se optrede het uit die mense uitgekom. Dit is 'n self uitgedinkte ding. Dis hoekom hulle nie met dit saamstem nie, maar hulle het die mense gevrees vir die reaksie wat die mense sou getoon het. Jy weet, hulle sou hulle doodgemaak het. En dit was 'n bewys dat hulle nie regtig God gevrees het nie, dat hulle hierdie vleeslike hartsgesindheid gehad het, hulle maar meer omgegee oor hulle eie welstand en mense kan ook nogal aflei uit die stuk uit oor hulle eie rykdom. Nee, dit is hulle hartsgesindheid wat hulle gehad het. Maar Jesus se gesag was duidelik. Hy was God self. Mens kon dit sien met al die wonderwerke wat hy gedoen het, die manier hoe hy geleer het, hy het met gesag geleer en die mense het dit erken. Maar die ongelowige godsdienstige leiers, hulle wou dit nie erken nie. So hoe gaan hulle hierdie probleem oplos? Want Jesus is natuurlik een met gesag en hy is besig om mense werklik die koninkryk van God te leer met gesag en hy wys hy is God self, maar hierdie mense hou nie hiervan nie, want dit gaan 'n groot impak hê op hulle eie leefstyl, hulle eie mag en selfs geld. So wat wil hulle doen? Hulle wil liewers Jesus uit die weg uitruim. Hulle wil daai stem uitdoof. Dit is natuurlik baie kortsigtig, maar dit is maar die effek van sonde. Sonde maak mens kortsigtig. Dit maak mens vergeetagtig. En dit is wat hulle wou doen. Hulle wou Jesus uit die weg uitruim. So nou gaan Jesus verder om hierdie gesindheid van die godsdienstige leiers daar in Israel, die mense wat die volk moes leer, soos die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge, om daardie gesindheid te ontbloot en te illustreer. Dit is wat Jesus nou hier gaan doen. Maar hy gaan ook verder en hy illustreer
die Vader se gesindheid, hoe die Vader die mense daar in Israel en spesifiek die godsdienstige leiers hanteer en hoe hy eintlik vir hulle soveel kans gee om sy goedheid raak te sien. Maar dan wys hy ook uit wat die gevolg is van verwerping van Jesus. Maar ook wat dit beteken wanneer iemand Jesus omhels, wanneer iemand Jesus se gesag erken. Mense kan nogal Jesus sien vanaf vers 1 van Lukas 20 gaan dit oor Jesus se gesag, nê. En die godsdienstige leiers het Jesus se gesag verwerp en nou gaan ons vandag sien wat is die gevolg daarvan as jy Jesus se gesag erken en wat is die gevolg daarvan as jy Jesus se gesag verwerp. Dis wat ons baie duidelik in hierdie gelykenis gaan sien. Toe begin hy in vers 9, daai woorde, toe begin hy aan die volk hierdie gelykenis te vertel. 'n Sekere man het 'n wingerd geplant en dit aan landbouers verhuur en vir 'n geruime tyd op reis gegaan. So mens kry nou hierdie beeld daar duidelik, daar's 'n wingerd geplant en daar is hierdie huurders, landbouers wat hierdie stuk grond huur en die persoon wat die wingerd geplant het, hy is die eienaar van hierdie wingerd, van hierdie land. En mens begin al hierso ietsie sien ook later in die gelykenis van dit laat mens terugdink aan die feit dat die Here Israel, die volk Israel, die Israelitiese kerk daar in die land Kanaan geplant het. Nou in hierdie gelykenis gaan hierdie man weg vir 'n geruime tyd. Ons weet nie hoe lank hy weggaan nie. Hy kan enige tyd terugkom, maar hy gaan weg. En wat doen hy? Hy stuur diensknegte om op 'n sekere tyd van daardie opbrengs van die land te gaan haal. Dit maak sin, die wingerd is geplant, die wingerd is reg, hy gee druiwe en die druiwe oes moet gaan ingesamel word. En op die regte tyd, vers 10, het hy 'n dienskneg na die landbouers gestuur dat hulle hom van die vrug van die wingerd sou gee, maar die landbouers het hom geslaan en met leë hande weggestuur. So hierdie landbouers sien mense tree baie dwaas en kortsigtig op. Die landbouers weet nie wanneer die eienaar gaan terugkom nie. Nou kom hierdie dienskneg, veral wat hulle weet is die eienaar kort op sy hakke. Hoe weet hulle? Maar hulle slaan hierdie dienaar en hulle jaag hom weg en hulle weet tog mos nou, hy gaan teruggaan na die eienaar toe. Hy gaan teruggaan na die eienaar toe en vir hulle vertel. En die dienskneg gaan nou vir die eienaar vertel, maar dit is wat nou met my gebeur het. Ek kon nie insamel, die ouens slaan my en ek kon nie die oes insamel nie. Alreeds met mense in 'n sin verwag dat hierdie eienaar gaan maar horde soldate stuur of geregsdienaars. Maar wat is die eienaar se reaksie? Hy het weer 'n ander dienskneg gestuur, daar in vers 11. En hulle het hom ook geslaan en skandelik behandel en met leë hande weggestuur. En hierdie is sekerlik al reeds genoeg. Bewys dat hierdie mense, hierdie huurders is swak huurders, slegte huurders, hulle moet gestraf word. Hulle is verseker dwaas en hulle gaan verseker nie, as hulle so is die diensknegte hanteer, gaan hulle nie 'n goeie oes oplewer nie. Maar hierdie eienaar het weer 'n derde gestuur en hulle het ook hierdie een gewond en uitgedryf. Wat mens hier sien is hierdie eienaar is baie geduldig, baie lankmoedig. Ten spyte van hoe hierdie diensknegte hanteer word, gaan hierdie eienaar net aan en hy stuur hierdie diensknegte, hoop dat hierdie ander landbouers wat hier en die wingerd moet versorg tot bekering sal kom en insig sal kom en besef maar dit is dwaas wat hulle besig is om te doen. En dit is presies hoe die Here is. Dis tog wat hier geillustreer word. Dis die Here wat daai kerk, die Israelitiese kerk daar in Kanaan geplant het, die wingerd. En dit is hierdie Here, hierdie goeie Here wat met baie lankmoedigheid die evangelie aan die mense bedien. En
Hy gee keer op keer geleentheid vir mense om te bekeer. Selfs met ons. As mens dink aan mense eie situasie, die sonde, hoeveel ons val in sonde, dis dit nog steeds hierdie Vader wat geduldig met ons werk. Hy wag weer en weer op bekering en so aan 'n verlore wêreld kom Jesus met sy woord en die evangelie woord gaan uit en mense hoor die woord konstant en mense kom nie tot bekering nie. Hulle verwerp Jesus. Hulle gebruik die skepping, hulle asem lug en hulle gebruik dit wat die Here in sy barmhartigheid nog gee aan die hele aan almal, maar daar kom nie bekering nie. Hierdie beeld van 'n wingerd wat daar geplant word, is 'n bekende beeld in die Ou Testament. Mens kry dit byvoorbeeld in Psalm 88 vers 9. Dit is nou waar hierdie kerk in die Ou Testament, die Israelitiese kerk, word beskryf as 'n wingerd. Psalm 80 vers 9 sê, 'n wingerdstok het u uitgetrek uit Egipte, so 'n wingerdstok uit Egipte uitgetrek, uit die grond uit, 'n stok, en hy het die nasies uitgedrywe en hom geplant, daar in die land Kanaan. En daar sou die wingerd nou moes groei. Maar in die tyd van Asaf, toe hierdie Psalm geskryf is, was die wingerd onder bedreiging en van baie aanvalle. En dit sê daar in Psalm 80 vers 15 tot 16, O God van die leerskare, kom tog terug, ons kou uit die hemel en kyk en gee ag op hierdie wingerdstok en wees 'n beskerming vir wat u regterhand geplant het en oor die seën wat u vir uself groot gemaak het. Sien jy hoe hierdie wingerd beskryf word as ene wat geplant is en versorg is baie soos hierdie gelykenis se wingerd, nê? Nee. So die wingerd wat daar is en die eienaar het dit mooi opgepas en dan hierso is Asaf wat vra, maar daar's groot probleme nou met hierdie wingerd want dit word aangeval. Daar's baie ander verwysings na die wingerdbeeld in die Ou Testament. Nou ek noem net so 'n paar verse, ek gaan nou nie al die verse lees nie. Jeremia 2 vers 21, Hosea 10 vers 1, Jesegiel 15 vers 1 tot 6, Jesegiel 19 vers 10 tot 14, Joël 1 vers 7. Maar seker die bekendste verwysing na 'n wingerd en dat hierdie kerk, die Israelitiese kerk, die wingerd is Jesaja 5 vers 1. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. En hierso in hierdie gedeelte van Jesaja word beskryf hoe die Here die wingerd versorg en hy versorg dit om goeie druiwe te dra, maar dat dit op die ou einde niks werd, wilde olywe gedra het. Wingerd is geplant, wingerd is versorg, maar daar is niks werd wilde olywe. So as iemand getwyfel het waarna hierdie wingerd verwys in hierdie teksgedeelte, maar ook dan in Jesaja, daai wat ek nou net gelees het, sê dit daar in vers 7 van Jesaja 5, want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel. En hierdie hierders in die gelykenis is presies hierdie godsdienstige leiers met wie Jesus praat. Hulle was aangewys om vir die wingerd te sorg. Dit is hulle wat moes gesorg het dat die kerk versorg word sodat hulle goeie vrugte dra. Maar hulle versorg nie die wingerd goed nie en wat se vrugte dra die volk dan? Wilde vye wat jy nie kan gebruik nie. Jy sien hierdie godsdienstige leiers in die kerk, hulle moes spesifiek die godsdienstige leiers, hulle moes God se mense lief hê soos wat die wynmaker sy wingerd liefhet. Maar nou is dit ook hierdie landbouer en dit verwys na God self wat aanhoudend hierdie diensknegte stuur om 'n oes in te samel, met die vrug in te samel wat daar eintlik moes wees. Want hierdie godsdienstige leiers
het tog die woord gehad, hulle moes die mense bedien het, en want uit die woordbediening kom daar die vrug, daar kom geestelike groei. Dis wat moet gebeur. As iemand die woord van die Here hoor, dan moet daar hierdie geestelike voeding wees, wat dan vrugte voortbring. Dink maar aan enige boom, vrugteboom wat jy kompos gee, en jy versorg die boom, dan kom maar meer vrugte uit. Dit werk maar so met bome, en dis daai wat ons kan gebruik in die skepping, om vir ons te illustreer, wat gebeur met iemand wat goeie woordverkondiging kry, dan moet vrug wees. En daai vrug is natuurlik goeie werke. Dit is die persoon verander. Die persoon, stadig maar seker, baie keer, meeste van die kere, maar daar's verandering, daar's meer vrugte. Die persoon groei in lankmoedigheid, in geduld. Die persoon groei in liefde teenoor ander mense. So dit is wat die Here toe doen. Jy weet, hy wil regtig hê, daar met hierdie wingerd moet versorg word, en dan stuur hy hierdie diensknegte om daai oes in te samel. En wat doen die huurders met hierdie diensknegte in Jeremia 7 vers 25 tot 26, dan word dit beskryf ook. Onthou, Jeremia is wat 600 jaar voor Jesus se koms. En kyk wat toe al reeds in Israel gebeur het. Van die dag af dat julle vaders uit Egipte land uitgetrek het, tot vandag toe het ek na julle, my knegte, die profete gestuur, daagliks vroeg en laat, maar hulle het na my nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hulle nek verhard. Dis Jeremia 7 vers 25 tot 26. So is weer eens hierdie diensknegte, die profete, die wat die woord bring, en dan het die godsdienstige leiers nie vir die profete geluister nie, en hulle eintlik vervolg. Die meeste van die profete is mishandel. Hulle is baie sleg behandel. Hulle is selfs doodgemaak. As mens nou terugdink, dan kan mens dit amper nie glo nie. En mens sien nogal die effek van sonde. Want mense dink hierdie godsdienstige leiers wat net daar voor Jesus staan, moet ons nou terugdink aan hulle vaders wat hulle so aanhang, en die gebruike van hulle vaders wat hulle so aanhang, want hulle was baie lief daarvoor. Dis daai selfde vaders wat die profete doodgemaak het, wat die profete mishandel het. Hulle moes ons nou ingesien het, jy weet, miskien is daar 'n probleem by ons. Hulle hang die skrif aan, maar die skrif veroordeel hulle. Dit is hoe sleg sonde is, nê? As jy dink aan profete wat vervolg is, Elia, hy het die woord van die Here gebring, maar koningin Isebel het hom gehaat, en hy moes vlug. Sy wil hom doodmaak, 1 Konings 19, Jeremia self, wat ek nou aangehaal het, hy was verag, hy is in 'n put gegooi om dood te gaan, Jeremia 38, Sagaria is by die tempel vermoor, 2 Kronieke 24, Johannes die Doper, sy kop verloor, Stefanus, het, soos hy op pad is om gestenig te word, getuig ook hier van die manier hoe die profete behandel is. In Handelinge 7 vers 52, dan sê dit, dis nou wat hy nou sê, Stefanus wat hy nou sê, net voordat hy doodgaan, voordat hy gestenig word, dan sê hy, watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige. Sien wat Stefanus hier wys, en wat Jesus ook eintlik hier wys, is dat die groot probleem is dat julle wil nie my erken nie, julle wil nie Jesus erken nie. Dit is wat hy probeer wys het. Van die begin af, tot wanneer Jesus weer terugkom, is dit die groot probleem met mense, is dat hulle nie Jesus wil erken nie. En dat hy hulle sonde, wat hulle gedoen het, in die sin van dat Jesus gekom het om sondaars te verlos, dat Jesus gekom het om te sê eintlik, sondaar, jy is nie 'n goeie mens nie, jy verdien die ewige straf.
En daai wil mense nie hoor nie. Dit klink vreemd. Dit klink vreemd dat iemand so sal verhard en nie daai sal bely nie. Maar dit is die effek van sonde. En hierdie gelykenis, elke ene van die mense wat ons in hierdie gelykenis raakloop, leer ons iets van die Here. Leer ons iets van hoe die Here is. Dink aan daai eienaar. Dis 'n lankmoedige eienaar en so is God. Hy stuur hierdie diensknegte keer op keer. Ons God is geduldig, hy is lankmoedig. Hy is lankmoedig met ons, selfs wanneer ons Jesus bely. Die wingerd is God se mense. En dit leer vir ons dat God wil hê dat ons vrug moet dra. Hy het daai begeerte en hy sorg daarvoor. Hy stuur mense om ons dan ook daardie vrug te laat dra. Hy gee sy woord vir ons. Maar hoor mooi, dis nie maar hoor die hartsgesindheid, dis nie dat die Here kom en hy uit hierdie kwaai gesindheid van, want julle moet vrug dra nie, dis nie so nie, dis meer, hy kom en hy gee die woord, en hy wil graag hê, hy wil daai vrug sien, hy daai begeerte. Dit sien, dit is so 'n mooi gesindheid waarmee die Here na ons toe kom. Dit verander natuurlik ons harte wanneer ons daai gesindheid sien, wanneer ons die Here wil navolg. In elk geval is dat dit is die manier hoe ons ook aan ander mense moet oorkom, wanneer ons ook vrug by hulle moet sien, hè. Is daai gesindheid. Ek wil graag hê jy moet ook groei in die geloof. En jy wil die persoon help. Dit is hoe 'n vermaaning moet lyk. Is nooit straf nie. Dit is altyd die Here is 'n liefdevolle God. Hy het sy seun gegee. Ek wil jou ook help om hom te volg en hom meer lief te hê. En dan dra jy ook daardie vrug. En jy het vreugde daarin om dan die Here op daai manier te dien. Hierdie bose huurders in die gelykenis is die geestelike leiers van die Israelitiese kerk en dit leer ons watter soort woordbedienaars God wil hê. Nie hierdie geestelike leiers nie, maar dit sê ten minste dit moet manne wees wat God se woord eer. Dit is mense wat God moet vrees en wat weet dat God se mense nie daar is vir hulle eie voordeel nie. Want in hierdie gelykenis sien jy daai huurders, daai landbouers wat daai wingerd huur om dit te bewerk, gebruik daai wingerd tot hulle eie voordeel. Maar dit is nie hoe die Here se woordbedienaars moet wees nie. Dit is mense wat werklik God moet eer, wat sy woord moet ontvang in nederigheid, wat die Here moet vrees en hom wil volg. Maar hierdie diensknegte in hierdie gelykenis, hulle verwys na die profete. En dit leer ons ook van ons tyd vandag dat daar sal ja, maar ek nou gou 'n pad aan my keel daar. Hierdie diensknegte wat die Here stuur om die woord te verkondig, wys vir ons dat daar gaan altyd hierdie vyandskap wees wanneer iemand die evangelie bring. Dit is 'n gegewe. Daar gaan nie 'n tyd wees totdat Jesus terugkom waar almal net sê ja nee, ek aanvaar die evangelie woord wat verkondig word. En natuurlik gaan jy mense kry wat tot bekering kom, wat Jesus wil volg en sê ek is so dankbaar vir daai boodskap. Nou sien ek die lig. Ek omhels Jesus. Natuurlik gaan jy dit kry. Maar jy gaan verseker dit kry dat jy vervolg sal word wanneer jy die evangelie bring. Of deur familie, of deur vriende, wanneer jy tot bekering kom, of deur wêreldleiers. Jesus sê die wêreld sal julle haat. Dit is 'n gegewe. En mens moet dit weet. Jy weet as jy tot hierdie stryd toetree en hierdie stryd is, moet jy dit weet. Dit is 'n gegewe. Ons moet nie naïef wees nie. Natuurlik moet ons nie vermoeilikheid soek nie,
maar moeilikheid sal ons verseker kry. Maar dis nie die einde van die gelykenis nie. So ons het nou al baie geleer uit hierdie gelykenis, maar ons kom nou by die hart van die gelykenis. En dit is daar in vers 13. Want uit loutere genade kom hierdie eienaar en hy stuur sy geliefde seun. Toe sê die eienaar van die wingerd, wat sal ek doen? Ek sal my geliefde seun stuur. Miskien sal hulle ontzag hê as hulle hom sien. Ja, hierdie wys natuurlik na Jesus. Vroeger in Lukas 3 vers 22 dan verklaar die Vader, U is my geliefde seun en U het ek welbehae. Jesus vertel die gelykenis oor homself. Dit is wat hier gebeur. Dit is die seun wat gestuur word om sondaars, hierdie geestelike leiers tot bekering te roep. Om te sien hoe groot die liefde van die Vader is. En hierdie was in die gelykenis die laaste poging om die Juders tot besinning te bring. Maar toe die landbouers hom sien daar in vers 14 van ons gelykenis, het hulle onder mekaar geredeneer en gesê, dit is die erfgenaam, kom laat ons hom doodmaak, sodat die erfdeel ons in kan wees. Wat het hulle gedink? As mens dit so lees, dink jy maar, wat het jy gedink? Het julle regtig gedink, as hulle die seun doodmaak, dan gaan hulle nou die erfdeel kry? Hoekom sal die Vader vir hulle die erfdeel gee? Wat sal die argument wees? Julle sien die dwaasheid van sonde wat Jesus hier uitwys. Sonde maak nie sin nie. As jy kyk na jou eie lewe en jy dink, ja, maar ek het gesondig, maar wat? Vir watter rede het ek gesondig? Daar was geen rede daarvoor nie. Nie as ek Jesus ken nie. Maak nie sin nie. En mens moet daai boosheid van die sonde erken, daagliks, sodat mens dit meer kan haat en kan sien waarvoor Jesus kom sterf het. So wat doen hulle met hierdie seun? Hulle gaan maar net voort met daai dwaasheid en hulle sê in vers 15, en hulle het hom uit die wingerd gewerp en hom doodgemaak. Wragtig, hulle het hom doodgemaak. Jesus het geweet, en hy vertel ons nou die gelykenis ook oor homself dan. Hy het geweet wat hy besig was om te doen. Hy het geweet, deurdat die Vader hom stuur, het hy hom gestuur om dood te gaan. Hy het dit geweet en hy vertel dit daar vir hulle. Maar hierdie geestelike leiers, hulle gee nie om nie. Hulle gaan net voort in hulle dwaasheid en dink regtig, hierdie erfdeel gaan hulle sinne wees. Hulle gaan werklik die ewige lewe kry. Hulle gaan net gemaklik aangaan vir hulle eie plesier lewe, begeertes bevredig. Maar hierdie bose Juders het vergeet wat die gesag van Jesus beteken. Want om die oneindige, volmaakte seun van God dood te maak, is die slegste ding wat enigiemand kan doen. Wat kan jy dink, wat het jy gedink om die seun van God dood te maak en dit goed te keer? Selfs vandag nog, wat dink jy wanneer jy die seun van God verag? Wat dink jy? Dit is dwaas. Dis tog hierdie Vader wat met soveel liefde sy seun gee om vir sondaars te sterf. Bekeer nou na hom toe. Dis die tyd. Dis die enigste oplossing tot ewige vreugde, om met God versoen te word. Dis nou die tyd van welbehae. En wat is die gevolg wanneer iemand nie die gesag van die seun aanvaar nie, wat nie in die seun glo nie? Wel, vers 15, daar aan die einde van vers 15, wat sal die eienaar van die wingerd dan aan hulle doen? Hy sal kom en daardie landbouers ombring en die wingerd aan ander gee. Mense hou nie altyd daarvan hoe God met mense werk nie, maar ons kan nie teen hierdie optrede van die eienaar en dis God argumenteer nie. Dit is wat regverdige regspraak tog is. Hulle het die seun doodgemaak, hulle het al die ander diensknegte weggejaag. Wat is die regverdige optrede? Hulle moet omgebring word. Hulle moet veroordeel word.
Wat het daai geestelike leiers daar om Jesus oor hierdie gelykenis gedink? Hulle het presies geweet waarna Jesus verwys en waaroor hy praat. Presies. Sien dit daar aan die einde van vers 16. En toe hulle dit hoor, sê hulle, nee, stellig nie. So hulle wil sê nee, ons wil nie hoor, ons wil hierdie nie hoor nie. En hulle is kwaad. Wat het hulle kwaad gemaak? Dit gaan nie oor die dood van die seun nie. Hulle het nie daaroor 'n probleem nie. Hulle was nog steeds besig om die seun dood te maak. Dis nie wat hulle kwaad gemaak het dat die gelykenis uitwys dat die seun doodgemaak is nie. Hulle is kwaad omdat hulle uitgewys word as die slegtes in die verhaal. Wie wil nou ooit die boef wees? Nee? Maar hulle is die boewe. Hulle is die mense wat duidelik die Here se mense misbruik. En hulle wou dit nie erken nie. Dis is eintlik baie duidelik. Hulle was bang hulle verloor daardie bevoorregte posisie oor hierdie volk en God se mense. Maar natuurlik, hulle wil net Jesus se stem uitdoof. Hulle wil hulle eie optredes regverdig. Maar Jesus sien dit natuurlik weer raak en dan haal hy die skrif uit. En hy sê daar in vers 17, maar hy het hulle aangekyk en gesê, wat beteken dan hierdie skrifwoord? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Julle hoor, hoe bring Jesus weer daai skrifwaarheid tevore dat in die Ou Testament gaan die bouers die steen verwerp, maar hy gaan die hoeksteen word. Wie gaan die steen verwerp? Daai geestelike leiers. Dis presies wat hulle nou doen. Die te sê nee, dit gaan nie gebeur nie. Nee, stellig nie, definitief nie. Jesus haal hierdie uit Psalm 118. Psalm 118 sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, en dan so dit is eintlik vers 22 wat sê, die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Maar in vers 26 is dit presies daardie woorde wat die mense gesing het, toe Jesus nou op pad was in Jerusalem in. Toe sing hulle daai woorde, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Nou is Jesus in Jerusalem, by die tempel, besig om te leer, met hierdie godsdienstige leiers te praat, en dan sê hy, die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Julle sien daai verbintenis tussen die twee. Jesus het presies hierdie woord kom vervul. Jesus was die steen wat die bouers verwerp het. Die bose huurders wat die eienaar se seun doodgemaak het. Hulle is soos die bouers wat die steen verwerp het. Die geestelike leiers het die steen van verlossing verwerp en die verwerpte seun, dat die verwerpte steen sou nou die vermoorde seun geword het. Maar dis nie die einde van die storie nie. Hierdie steen wat verwerp is die hoeksteen. Die hoeksteen van 'n groot gebou is daardie steen wat die ondersteuning van die gebou moes gewees het. As jy dink aan van hierdie groot ou gebou, dan het jy hierdie hoeksteen gehad en hy moet die gewig van daardie massiewe struktuur vat. Maar dis ook daai hoeksteen, as jy hom so gesit het, dan gaan die muur daai rigting. As jy hom so gesit het, dan gaan die muur daai rigting. So is baie belangrik dat daai hoeksteen reg was. En dit is wat Jesus was. Hy is die hoeksteen. Hy is die een van waar af die gebou gebou word, nee, dit is waaruit die kerk kom. Hy is die hoeksteen van die kerk. Ja, Jesus sou verwerp word tot die dood toe. Hy is die steen wat verwerp word, wat verwerp was, maar hy sal nie ewig verwerp word nie. Nie daar in sy tyd nie, ook nie in ewigheid nie, maar spesifiek daar in sy tyd, ja goed, hy is deur die geestelike leiers verwerp, maar hy is deur God opgewek. Hy is gebruik. Jesus se lewe, sy sterwe en sy opstanding is tot die lewe van baie mense, is tot die ewige lewe. En is daardie hoeksteen waaruit die kerk kom. En is hierdie kerk wat op hierdie
hierdie stewige hoeksteen gebou word. Hierdie steen van verlossing. 1 Petrus 2 vers 6 sê, kyk, ek lê in Sion, 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Ja, so hierdie gedeelte in Lukas, daai tweede laaste vers wat ons gelees het, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Dis wonderlik, en ons kan nou dit met volle geloof, kan ons dit omhels, en weet dit is so. Jesus is die ene waarop ons moet vertrou. Maar dis nie die einde nie. Dis nie die einde van hierdie hoeksteen beeld nie, is dit. Vers 18. Elkeen wat op die steen val, sal verpletter word. Maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. So hierdie is 'n rots wat, as iemand met hom sukkel, of hy op iemand val, gaan jy tweede kom. En baie sou oor Jesus struikel. Baie sal deur Jesus verpletter word. Dis nie die Jesus van die kinderbybel nie. Hierdie is Jesus wat God self is, die ewige koning. Wat ons hierin sien is, die verwerping van Jesus is dwaas. Die verwerping van sy gesag, en dat hy en die verwerping dat hy in staat is om sondaars te kom red deur sy dood, daardie verwerping is dwaas. Dit is dwaas. Dis nou die tyd om aan Jesus vas te klou vir die ewige lewe. Hy is die waardevolle steen van verlossing, maar hy is ook die verpletterende steen van oordeel. Amen.